Welcome to my YouTube channel. Check. Okay. Kyk gou hierso, in vandag se les gaan ons leer hoe om die vergelyking van 'n reguit lyn te bepaal. And lucky for you, I am fully bilingual, so we will determine the equation of a straight line in today's lesson. You might hopefully, recall from yesterday that we said that the standard form of a straight line looks like this, y equals mx plus c. So net gou vinnig, moving swiftly back to yesterday's work, we said this is your standard form of a straight line. Any straight line can be written in the form y equals mx plus c. M represents your gradient or your slope. M verteenwoordig jou gradient of jou helling. En dan is dit toenemend of afnemend of nul of whatever. Okay. C is jou vertikale verskywing, but more specifically, C represents your y-intercept. Ja, juffrou kan alles onthou. Okay, en toe ons huiswerk gedoen het, toe vorige huiswerk hierso, toe ek elke keer vir julle dit omkring en gesê, daai laaste waarde is jou y-afsnit. Dit is jou y-afsnit. Kan jy sien, dit is jou y-afsnit. The last value represents your y-intercept, but we call it the C value. Okay, so dit was huiswerk, vorige werk ensovoorts. In vandag se les gaan ek vir jou leer hoe om dan nou die vergelyking te bepaal van enige reguitlyn. Vir die eerste voorbeeld gee ek vir jou 2 punte. Now, if you have any 2 coordinate points on your Cartesian plane and you connect them using your ruler, you have a straight line. But we need the equation of the straight line. Ons wil weet hoe steil is hierdie lyn? What is the slope? How steep is the line? Is it increasing, decreasing? And then also we want to know, did this straight line move up or down? Waar sny die reguitlyn die y-as? Nou gaan julle sê, mevrou, hier is nie eers 'n prentjie nie. I don't even have a picture. I can't visualize this line. Lucky for you, you don't have to. Om enige reguitlyn te bepaal, gaan jy altyd eers jou gradiënt bepaal. We will always determine the gradient first. Nou van gister se huiswerk en gister se les, behoort julle te onthou, jou gradiënt kan bereken word deur die 2 punte se y-waardes van mekaar af te trek, so die verskil in y-waardes gedeel deur die verskil in x-waardes. It's the difference in y over the difference in x. So as hierdie punt, ek wil nou nie eintlik kleur hier gebruik nie. As dit punt 2 is, en hierdie is punt 1, dan gaan minus ons mos die y-waardes van mekaar. Wat is die y-waarde van punt 2? Y value of point 2? 4. Wat y-waarde van punt 1 is? Correct. X-waarde van punt 2. X-waarde van punt 1. Maak asseblief seker dat jy 'n dubbele negatief het. Please make sure that if you subtract a negative value that you use brackets because it will become plus. Dan is dit 3 op 6. En 3 op 6 vereenvoudig gee vir ons wat? 1 op 2, 'n half. So ons het nou weer eens 'n gradiënt bepaal en dit sal altyd die eerste stap wees om jou vergelyking te bepaal. Now remember, we want this in the form y equals mx plus c. Ek het nou net m bereken. I'm going to put m or substitute m into that equation. Daar waar m staan, skies, daarso. Right, so this becomes y equals a half x plus c. Ons is nou baie amper daar. Ons het vir m, maar ons het nie vir c nie. We don't know what the y-intercept is. We need to calculate the c value. How do we do that? No, okay. Ek gaan vir jou sê wat jy hier gaan doen. Ons het klaar die gradiënt bereken.
Jy stel die gradiënt in jou vergelyking. Om C te bepaal, vervang jy nou punt 1 of punt 2 in die bostaande vergelyking. So in order to calculate your C value, we will substitute 0.1 or 0.2 in the equation above. Ek gaan nou maar punt 1 gebruik, jy kan regtig enigeen gebruik. This is 0.1. Ek herinner jou, daar waar jy vir x sien, vervang jy dit met minus 4. Daar waar jy vir y sien, vervang jy dit met 1. So jy gebruik hierdie vergelyking. As jy vir x en vir y sien, dan vervang jy dit met die x en y waardes van punt 1. And this is how we calculate the C value, jou y afsnit. Ek kry C is gelyk aan 3. Het julle dieselfde gekry? Gaan ek dit so los? Nee. Hoekom? Want ek wil dit in standaard vorm gaan skryf. Ek wil my finale antwoord as 'n reguitlyn vergelyking gaan skryf in die vorm y is gelyk aan mx plus c. Jou gradiënt is 1/2. En c is 3. Enige vrae? Was dit maklik? Dis nuwe werk, dalk is dit nog net vreemd. I don't think it's very difficult, I just think it's a little bit new. Do we agree? Okay, is julle reg om nog een te doen? Wie skryf nog? Okay, vat julle tyd. Die van julle wat so lank wil begin, julle kan begin met die volgende een. Ja. As die mens punt 2 is, dan op die syde. Ja. Ek kan vir jou wys. As ek punt 2 sou vat, en ek stel 4 is gelyk aan 1/2 2 plus c, dan gaan ek hier 1 kry. En as ek dan gaan aftrek, kry ek nog steeds c is gelyk aan 3. Ek beloof jy gaan dieselfde waarde kry, ongeag watter punt jy in vervang. Hallo? Substitute 0.1 or 0.2 in the equation above. I'm going to repeat this sentence for the next example, but this time I'm going to write it in English. Okay. Is julle reg? I don't know. I shall ask Mrs. Berger once she has set up the paper. I have your demarcation. I'll give it to you in just a moment. Okay. Die demarcation is jou what to study slip. Afbakening. Of course you will get homework. What do you take me for? Of course we get homework. We get homework every day. Kijk, kom ons gaan aan. Hallo, skryf julle nog neer? Ek gaan dit aangaan. Alright. Kom ons vind die vergelyking van die reguitlyn deur die volgende 2 punte. Wat is die eerste ding wat ek bereken? M, the gradient.
Okay, ek het 'n gradiënt van -3. Please remember that we want our final answer in standard form. This is standard form. Brogan. This is standard form. So jy begin altyd met jou gradiënt. Always determine your gradient first. Once you have your gradient, we will try to calculate point C, or the value of C. How do we do that? Yeah. We will substitute point 1 or point 2, either point, into the equation above. Okay, kom ons kies punt 1. When you don't have a C value, then it goes through the origin. Then C is 0, ja? Ja. Punt 2 gebruik. Ja. Ja. Yes. Ek kan, kyk, jy gaan presies dieselfde waarde kry, maar ons kan enige tyd punt 2 doen, no problem. Okay, so ons gaan nou vir afwisseling punt 2 gebruik. Onthou asseblief, jou eerste punt is X, die volgende een is Y. Maak asseblief seker dat jy dit op die regte plek in vervang. Please make sure that you substitute this in the correct place. Y is 2. X is -1. Ek kry -1. Wat kry julle? Kry julle ook -1? Okay. Gaan ek dit so los? Nee. Ek wil baie graag my reguitlyn in standaard vorm skryf. Daar is jou C-waarde. Hier is jou M-waarde. Maklik of moeilik? Easy peasy, nee? Can you first say? Ja. Ja. Same thing. Okay, wie skryf nog? Nee, want dan het jy net 'n enkele kol, die oorsprong. Ja. Dan kan ek aangaan. Ja. Ek gaan aangaan. Hier is nog 'n voorbeeld. Nou gee ek vir jou grafiek en ek vra vir die reguitlyn se vergelyking. Wat gaan ons hier doen? Huh? Huh? Intercepts, ja, ons het beide afsnitte. Huh? So maklik. Kan ons hierdie afsnitte as koördinate gaan skryf? Ag, dankie Evan. Right. So. Kom ons gaan skryf net gou ons koördinate of die afsnitte as koördinate. For the blue point, that is your x-intercept.
Dis jou x afsnit. X is minus 2, wat is die waarde van y? 'n vet ronde 0. Okay, wat van die rooi punt? Mooi. So, het ons nie eintlik nou maar klaar 2 punte nie. So surely we can calculate the gradient using the gradient formula. Kom ons doen dit. I know, nobody saw that coming. Ek kry 'n gradiënt van 2. Is ek klaar? Nee. Ek wil gou vir julle ietsie wys. Daai y afsnit, the c value, the y-intercept, that is your c value. Jy het nie eintlik nodig om jou y afsnit te gaan bereken deur substitusie nie. You don't need to substitute a point into your equation to find the y-intercept because we have the y-intercept. Jy het jou y afsnit. And your y-intercept is exactly the same as your c value. So wat is die waarde van c? 4. Dis jou y afsnitwaarde. Kan jy sien hy gaan deur 4, dis jou y afsnitwaarde. So I'm actually done. Kyk daar. Y equals mx plus c, correct? Absolutely. Yes. Jy kan nog steeds 'n punt in vervang en jy gaan nog steeds 'n c-waarde kry van 4. Ons het een voorbeeld oor. One example, and then it's homework time. Die huiswerk gaan vinnig wees, ek beloof. Okay? Not my problem. Okay, kan ons gaan aangaan? Hierdie is die laaste een wat ons nou in die klas gaan doen. Find the equation of the following straight line. Ek het nou sommer net 1 en 2 gaan neerskryf om vir jou te wys jy het 2 punte. Nothing changes. You calculate the gradient, you substitute a point into your equation, you find the c value and you're done. So maklik soos dit. Ja. Dit gaan nie baie huiswerk wees nie. Ek wag dat iemand vir my 'n antwoord het hierso. Die volle antwoord. Nie op die oomblik. Moontlik, ek gaan nou kyk. Ek gaan nou vir jou kyk. Gaan nou vir jou kyk. Nee. Nee. -1. Nee. Nee. Kom ek wys gou vir julle, kom ons breek. Ek kan dit agterkom. Dis okay, ja, want ek gaan nou vir jou wys. Alright. Jou gradiënt
Yes. I2 is minus 3, minus I1 is 2. X2 is 1, X1 is minus 4. Miskien is daai dubbel en negatief die issue. Could be. Ek het so gedink. Minus 5 op 5. Minus 1. Dis jou gradiënt. M is negative 1. Ja. So, op hierdie stadium van die geveg lyk jou vergelyking so. Remember, it's mx plus c. So m is negative 1, but we still need to find the c value. Lucky for us, we can. So om c te bereken, doen ons wat? Substitute, we substitute either 0.1 or 0.2 into our equation. Ek gaan sommer punt 1 gebruik. Ek kry minus 3. O, krisis, wag. Jammer, ek slaap. Julle, ek sit en dink aan ander goed. Ek is jammer. Sorry. Elke ouetjie maak 'n foutjie. Hier gaan ons. Tadam. Ja.